So ek loop agtertoe en daar lees ek 'n kaartjies daar agter. En ek gaan staan daar en ek vra altyd die Here wat kan ek die gemeente gee? En daar lê 2 stelle en die een stel boop sê liefde. Die ander kaartjie sê hoop.
hoe amazing is dit dat die Here vir ons praat deur dinge as ons dit kan. En die kaartjie van hoop sê, never, never, ever give up. En die kaartjie van liefde sê, only when we have learned to love as Jesus teaches us, can we appreciate what love means. Is dit nie pragtig nie? So in die vers kom op by my geloof, hoop en liefde, waarvan die grootste die liefde is. En liefde wat Jesus eerste vir ons gegee het, wat die Here sy seun laat sterf het vir ons, dis hoe hy ons gehad het. Aan die kruis het hy vir ons gesterf en daarom kan ons vanmôre weer eens aan sy tafel kom sit. Dankbaar vir dit wat hy gedoen het. Die hoop, ons anker, Jesus Christus, wat ons het nooit vergeet nie. Kom ons sluit die oor. Aba Vader, baie dankie vir die liefde. Die liefde so groot, soos die seewater, Here, die sandkorrels wat ons nooit gaan kan begryp nie. Maar dankie vir die groot voorreg om vanmôre te kan kom en net te kom dien en te kom sing en loof en prys en om die woord te sit, om die tafel te sit wat U vir ons voorberei, Here. Daar waar vir elkeen 'n sitplek is as 'n kind van God. Dankie dat ons anker U is, ons hoop U is, ons vertroue U is. En al gaan ons ook deur die dal van doodskaduwee, U is daar met ons. Al gaan ons deur probleme, al lyk dit verskriklik om ons, my God, ons hoop is steeds in U. Here, dankie vir die oggend, dankie vir die woord. Sal U die woord aan ons hartstafels graveer vanmôre. En Heilige Gees, sal U dit vir ons oopmaak. U is so welkom in ons midde. Ons eer U, ons loof U en ons prys U. Sal stil staan by elkeen vanmôre, dat ons verander hier sal uitgaan. All glory to God. Amen. Amen. Die afkondigings, is lekker om te sê, ons het weer aanddienste, die aanddienste begin vanaand, en dan die 12de is dit weer die Golden Oldies wat begin, ons kan met die lyn gesels daaroor, as jy die enige vrae het. Dan die 14de Februarie, die Saterdag het ons 'n prayer drive-through. Enige iemand van julle familie gebed nodig het, mense, dis in die gemak van jou motor, jy kan inkom, jy kan stop, ons sal gebed vir jou doen en jy kan deurry. Die 15de, die Sondag is Bybel vasvra, broodjie aand. Die 22ste gaan Koos vir ons die oggenddiens doen, en dan ook die lofdansers gaan die tent vir ons bring met afsluiting. Gemeentebidure is elke Woensdag, ons bid al hier Woensdag, aande om 7:00, die vroue bidure is dan elke Dinsdagoggend om 10:00. Amen. Prys die Here. So ons kan ons lofoffers nou bring na die skatkis van die Here toe, dankbaar vir dit wat hy vir ons gee uit sy kosbare hand, want alles wat ons het, kom van hom. Kom ons staan en ons loof en prys die Here. Amen.
wat is hy vir jou? Wat beteken liefde van God vir jou vanmorgen? As jy sal vra, wat is liefde? En wat beteken ons liefde? Wat beteken dit vanmorgen vir jou? En gee hy liefde vir jou hoop vir die dag vanmorgen? Sê jy sal om te dink terwyl ons die volgende lied sing, Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in your praises. As your people live in your mighty words. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Come, Lord, slowly we adore you. We lay all before your throne. May the fragrance of your presence be about us. And the sweet purpose to exalt your name alone. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns
Ek verklaar ook daai rugpyn is iets van die verlede. Maar dit is 'n geskenk van die Here. Halleluja. Baie geluk met jou verjaarsdag. Wie is die bron van ons hoop? Ek wil vra dat Cassie en Ronnie vir my net die tafel gereed sal kry vir die nagmaal. Ons hoop is die drie enige God wat ons ewig bemoedig en goeie hoop gee. Amen. Amen. Die woord van die Here sê in 1 Petrus 1 vers 3 tot 5: Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het, tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, sodat ons onverganklike en onbesmetlike en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons.
wat in die krag van God bewaar word deur die geloof, tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. O Here, kom Here Jesus, kom. Loof die naam van die Here. Geliefdes, dit is die lewende hoop wat ons herdenk. By hierdie heilige nagmaalstafel vanmôre herdenk ons die lewende hoop wat daar is in Christus Jesus. Dit wat Jesus Christus vir ons vermag. 2 Tessalonisense 2 vers 16 en 17 sê, en mag ons Here Jesus Christus self en ons God en Vader, wat ons lief gehad het en 'n ewige troos en goeie hoop in genade gegee het, julle harte vertroos, julle versterk in alle goeie woorde en werke. Ons het weer nodig om ons geloof geanker te kry in die bron waarin alles lê, Jesus Christus. Daarom bring ek lewe ook aan julle voor dit wat vir my gegee was. Dat in daardie nag toe Jesus verraai is, het hy die brood geneem. Hemelse Vader, ons kom vanmôre en ons dank U vir hierdie geleentheid. Dankie Here dat ons ter gedagtenis herroep dit wat Jesus Christus vir ons kom vermag het aan daardie kruishout, dat sy liggaam vir ons gebreek is, dat sy bloed vir ons vergiet is tot vergewing van sondes en die ewige lewe. Kom in U volheid en in U krag, Here, gee dit ons in hierdie oggenduur onsself weer voor U sal verootmoedig en ons oë op U sal vestig, ons leidsman en ons verlosser. Ons bid dit in daardie kosbare naam, Jesus Christus. Amen. En nadat hy gedank het, het hy brood geneem en gebreek en gesê, neem, eet, doen dit tot my gedagtenis. En so ook na die ete, die beker, met die woorde, dit is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Prys die naam van die Here. Ons wil eers vir ons Sondagskoolkinders en die ouers, ons begin by die musiekspan. So die musiekspan vra om deur te kom om die nagmaal te gebruik. Daarna wil ons vir die kinders die Sondagskool en ouers 'n geleentheid bied. En dan gaan ek vanmôre aan my regterkant begin, dat ons kan deurkom bank vir bank. So sodra daar vir jou geleentheid is, kan jy na vore kom om die nagmaal te gebruik. Dankie musikante. Die wat graag die nagmaal wil gebruik, daar in die banke, die kan net u hand opsteek, en Raddy en Cassie sal by u omkom, en u dan daar bedien, waar u sit. So u moet die hand lekker hoog ophou. Baie dankie. Die Sondagskool kan maar begin deurkom asseblief.
Halleluja, baie dankie musikante. Het almal geleentheid gehad vir die nagmaal? Niemand oorgestaan nie? Baie dankie. Alle lof en eer aan ons koning Jesus. Amen. Dit bring ons vanmôre by die woord van God. En nou ons het gesels oor geloof, ware geloof, daardie geloof wat geanker is in Jesus Christus alleen. Die volbregte werk aan daardie houtkruis, waarin jou en my saligheid lê. Ons het ook gekyk na Here, gee my meer geloof. Net ons geleer dat daardie mosterdsaadjie geloof vir my en jou genoeg is. Dat ons daardie bietjie geloof wat ons het moet aktiveer. Dat jy daardie bietjie geloof in die grond sal plant met 'n lewende hoop dat dit sal vrug dra. Amen. Ek wil op daardie selfde noot ook julle as gemeente vra asseblief, wees gehoorsaam aan die Here. Ons stel op in die laaste paar maande dat ons inkomste val, en ek wil jou tog aanspoor, ek weet ons is in moeilike tye, ek verstaan dat ons in onbekende terrein inbeweeg, en dat dit nodig is as rentmeester om vas te hou en besluite te maak rondom jou finansies, maar wil jy nie tog asseblief vir God eers te stel? Moet asseblief nie terughou in daardie onsekerheid wat jy is van die Here af nie, want hy is tog jou bron van alle voorsiening. En wanneer jou hand oop is na die Here en sy koninkrykswerk, wil ek jou verseker, God gaan jou nie miskyk nie. Die Here sal vir jou mildig en in oorvloed voorsien, maar dit is daardie bietjie geloof wat jy moet toepas. En ek wil nie vanmôre oor geld praat nie, maar die Heilige Gees het dit vanmôre in my voorbereiding op my hart gelê om te sê, vertrou asseblief op God. God sal voorsien. Amen. Kom ons kyk wat sê vanmôre se boodskap. Nou 1 Korintiërs 13 praat van 3 deugde: geloof, hoop en liefde. En net soos wat vertroue en verhouding 2 pilare van God se koninkryk is, kan die een nie sonder die ander een nie. Vertroue en verhouding vat hande saam om suksesvol te wees in die lewe en in God se koninkrykswerk. Amen. Jy kan tog nie in 'n verhouding met iemand staan wat jy nie vertrou nie. Jy kan ook nie iemand vertrou as jy nie in een of ander verhouding met mekaar staan nie. So daarom gaan die twee hand aan hand. Nou vanmôre wil ek vir julle sê, net so kan geloof nie sonder hoop gaan nie. Maar dit moet ware geloof wees. En dit moet die regte hoop wees. En dis waaroor ek vanmôre met u wil gesels. Job 8 vers 13, en ek lees uit die Nuwe Lewende Vertaling. Job 8 vers 13 sê, so gaan dit met hulle wat vir God vergeet. Daar's geen hoop vir die goddelose nie. Ons ou vertaling sê, so gaan dit met almal wat God vergeet, en so vergaan die verwagting van die goddelose. En hieruit kan mens al reeds 'n ander preek afsteek, om vir ons te verduidelik dat wanneer jy nie in verhouding tot God staan nie, jy sal veragter en daar in jou saligheid skade aandoen. Jy sien, maar ek sien ook in hierdie vers dat verwagting dieselfde is as hoop. Vers 14 sê, hy vertrou op 'n dingdraadjie. Onthou, dit is nou een wat God vergeet. Hy vertrou op 'n dingdraadjie. Hy maak op 'n spinnerak staan.
As hy teen die huis leun, val dit om. Hy gryp daarna, maar dit bly nie staan nie. Geliefdes, hoe verder ons van God af lewe, hoe verder ons van God af beweeg, hoe minder hoop gaan jy hê. Hoe nader jy aan God beweeg, hoe groter en meer hoop sal daar in jou lewe wees. Maar die woord sê vir ons, die wat God vergeet, het geen hoop. Wat ons dink hoop is dalk glad nie hoop nie. Hoop is baie meer teologies as sosiologies of psigiologies, emosioneel. Hoop is nie 'n emosie nie. Hoop is nie optimisme nie. Optimisme sê en is afgelei van die Latynse woord optimum, wat beteken die beste. En optimisme verwys streng na 'n wêreldsbeskouing of 'n lewenswyse waarin daar gestreef word om in die beste van alle moontlike wêrelde te leef. Dis wat optimisme beteken. Optimisme sê, maak die beste van 'n slegte saak. Optimisme is om jouself te vertel dat dit goed gaan, al gaan dit nie so goed. En dis nie altyd realisties nie. Optimisme is 'n vals hoop. Nou ek is nie gekant teen optimisme nie. Ek verkies eerder 'n optimis as wat ek iemand gaan vertrou wat die heeltyd, ek net by plek kry, skies nog, 'n pessimistiese lewensuitkyk het, wat altyd alles as negatief beskou. Ek sal eerder die optimisme gebruik om deur my gang van die lewe te gaan, maar optimisme is nie hoop nie. Ons moet verstaan wat hoop waarlik is. Optimisme alleen gaan nie hierdie wêreld verander nie. Optimisme werk net wanneer dinge in my en jou beheer is. Ons kan besluit hoe ons oor 'n sekere saak wil voel, ons kan besluit wat ons aan daardie saak gaan doen, en dis al wanneer optimisme waarlik tel. Optimisme sê, it is not as bad as you think. Maar hoop sê, it is bad. It is really bad. It has never been so bad. But I still believe. Dis wat hoop sê. Nou ek wil vanmôre na 3 tipes hoop kyk. Die eerste daarvan is wishful hope. En dit word meeste van die tyd gebruik. Is hier die wishful hope. Jy's laat vir werk en jy kom in die straat afgejaag en die lig is rooi en jy sê vir jouself, ek hoop die lig verander na groen. Of ek hoop ek kry 'n parkering reg voor game op Black Friday. Ons het almal laasweek hierdie tipe hoop gehad. Ek hoop die krag kom nou vandag aan. Ek hoop die water wil nou begin vloei. En as hierdie tipe hoop waar word, geliefdes, wil ek vir julle sê, is dit toevallig en dit het niks te doen met jou hoop nie. Hierdie tipe hoop is sonder krag. Excuse the pun, ons was vir 'n week lank sonder krag gewees. En ons ken hoe ons regering en hoe onbevoegd hulle kan wees. Daardie hoop het geen krag nie. Wenslike hoop sal ook jou geloof seermaak. Daar is soveel predikers wat hierdie wenslike hoop in ons afdruk, sodat ons net kan beter voel oor waar ons staan in die lewe. En geliefdes, daardie wenslike hoop sal jou geloof seermaak.
God is not a genie in a bottle that you can rub to wish for whatever you hope. Nee, geliefdes, om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dis hoop. Prosperity seekers and preachers sal van God 'n genie maak en sal vra vir gerieflikheid en vra vir prosperity en dan sê hulle, want die woord van God sê, vra en vir jou sal gegee word. Of hulle sal die woord verdraai en sê, maar ek weet wat se gedagtes ek aangaande jou het, gedagtes van voorspoed en nie teëspoed nie, en word hierdie wenslike hoop gesluk, maar niks gebeur nie. Dis godlasterlik. En dit bring my by die tweede tipe hoop wat daar is. Expected hope. Expectant hope. 'n verwagte hoop. Ek plant 'n tamatie saadjie in die hoop en die verwagting dat daar 'n plantjie sal opkom as ek dit water gee. Nou anders as wishful hope is hierdie verwagte hoop, jy het darm iets gedoen om iets te kan verwag. Waar wishful hope niks plant nie en hoop daar kom 'n tomaatplant. Maar ek wil vanmôre vir julle sê, maar selfs hierdie verwagte hoop het geen waarborge nie. Op 'n geestelike vlak is hierdie hoop selfs gevaarliker as die wishful hope. Want nou begin jy op jou werke vertrou en daarom moet God wat ook al jy hoop vir jou gee. Hierdie verwagte hoop sal jou geloof laat skipbreek lei. Jy sal vashou en hoop vir tydelike genot, vir tydelike welvaart en jy sal ewigheidsperspektief verloor. En dit bring my by ons laaste en derde hoop en dit is certain hope. Sekere hoop. Lewende hoop. Die Bybel praat van mense wat hoop, nie mense wat wens nie. Die Bybel sê hierdie hoop is 'n weet. Dis 'n verseker weet. Dis 'n lewende hoop. Daar's 'n verband tussen hoop en geloof. Hulle gaan hand aan hand. Hebreërs 11 vers 1 sê vir ons wat geloof is. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Kan jy sien dat dit wat die woord van die Here sê heeltemal teenoorgestel is van ek wat op die robot afry en sê ek hoop hierdie lig verander? Of ek wat 'n saadjie in die grond sit en 'n bietjie water gee en hoop dat daar 'n plantjie sal opkom nie. Die woord sê vir ons om te glo is om seker te wees. Dit is lewende hoop. Om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien. En dan sê vers 6, as 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat hom soek beloon. Daar lê soveel seëninge in Hebreërs 11 vers 6 wat jy jou eie kan maak. Maar daar word van jou verlang om op God te vertrou, om 'n lewende hoop te hê in dit wat hy beloof het. En dan sal alles oopbreek in jou geesteslewe. Ons kan nie geloof hê as ons nie hoop het nie. Ons kan nie hoop hê as ons nie geloof het. If there is nothing to hope for, there is nothing to believe for. Die 3 deugde in 1 Korintiërs 13 sê, en nou geloof, hoop en liefde bly. Hierdie 3. En die grootste hiervan is die liefde.
geloof, hoop en liefde. Geloof en liefde praat ons baie oor, maar verstaan ons regtig wanneer ons van hoop praat? Ek wil vanmôre jou neem na Hebreërs 6 toe. En Hebreërs 6 gee vir ons die sekerheid van God se beloftes. Hebreërs 6, hierdie skrifgedeelte verseker jou dat God se beloftes in sy woord ja en amen is, ook vir my en jou. En dat God nie 'n aannemer van persoon is. Ons lees saam van vers 13, Hebreërs 6 vers 13. Toe God aan Abraham die belofte gemaak het, het hy niemand groter as hy self gehad, by wie hy dit met 'n eed kon bevestig nie. Daarom het hy het met 'n eed by homself bevestig en gesê, ek sal jou beslis ryklik seën en jou 'n baie groot nageslag gee. En so het Abraham dan, nadat hy geduldig gewag het, gekry wat aan hom beloof is. Mense lê 'n eed af by iemand groter as hulle self. Vir hulle is dit die bevestiging van 'n saak. En dit sluit alle teespraak uit. En omdat God aan die erfgename van die belofte bo alle twyfel wou verseker dat sy besluit onveranderlik is, het hy dit met 'n eed gewaarborg. En hier kom die vers, geliefdes, vers 18, halleluja. Die twee onveranderlike dinge, die belofte en die eed, waarborg dat God sy woord gestand sal doen. En is vir ons wat ons toevlug tot hom geneem het, 'n kragtige aansporing om vas te hou aan die hoop. Op wat vir ons weggelê is. Hierdie hoop besit ons as 'n veilige en onbeweeglike lewensanker, wat agter die voorhangsel vas is. Daar het Jesus, ons voorloper, ter wille van ons ingegaan, en hy is vir ewig hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. Prys die naam van die Here, 'n onverganklike. Prys die Here. En hierdie is die derde hoop waarmee ons moet hande vat met die regte geloof. Is hierdie belofte, dat elke belofte in God se woord ja en amen is, vir my en jou. Dat ons dit vir onsself kan toeëien. En skielik gaan my hart oop, en skielik gaan my siel oop, en skielik verdwyn vrees. Kom daar kalmte in my binneste, want ek het 'n lewende hoop, wat deur Christus Jesus vasgemaak is. Die Engels, Hebreërs 6:19 in die Amplified sê dit baie mooi. Hy sê, this hope, this confident assurance we have, as an anchor of the soul, it cannot slip and it cannot break down under whatever pressure bears upon it. A safe and steadfast hope that enters within the veil of the heavenly temple, that most holy place in which the very presence of God dwells. Daar lê my hoop. 'n Anker vir ons siel. 'n Onwrikbare hoop. Die ou vertaling lees Hebreërs 6 vers 19 en ons het dit as 'n anker van die siel wat veilig en vas is en ingaan tot binnekant die voorhangsel. Geliefdes, wat is die doel van 'n anker? Hoekom het ons 'n anker nodig? Volgens vers 19 is dit veilig, is dit solied, is dit standvastig, is dit onbeweeglik en sterk.
Is dit iets waarop jy kan staat maak en jou vertroue op dit te kan stel? Dit is waarom ons 'n anker in ons lewe nodig het. Net soos 'n seilboot of 'n boot of 'n skip 'n anker nodig het ons dit ook nodig. En vir dieselfde redes. Die anker verhoed dat die boot wegdryf. Drifting away from the only love there is, God in Christ Jesus. Dat jy nie wegdryf nie. As jy nie 'n lewende hoop het nie, wat geanker is in Christus en die beloftes van God nie, sal jy wegdryf en veragter in jou geloof. Die anker gee stabiliteit in storms. Sonder 'n anker dryf ons maklik in gevaarlike waters in. Sonder dat ons dit agterkom. Ons dryf weg van God af. En ons dryf weg van ons lewensdoel af. Hier is so erg dat ons selfs wegdryf van mense om ons. En dalk self wegdryf van jou huweliksmaat en mense vir wie jy lief is. Daarom moet ons geanker wees in die waarheid. Moet ons 'n lewende hoop hê in Christus Jesus alleen. Sonder 'n anker word ons verniel en verwoes in die storm van die lewe. Ek wil afsluit. Waarin lê jou anker? Lê dit dalk in jou finansies? Lê dit dalk in jou intellek? Lê dit dalk in ander mense? Waaraan hou jy vas? Want dit wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Jakob het aan God vasgehou terwyl hy met hom gestoei het. Maar hy het aan God bly vas. Waaraan hou jy vas? You see, certain hope is based on God's word, not my wishes. Hope is based on what God says, and not on my emotions or imagination. Hope is based on the fact that God does what He says. And certain hope is based on the fact that God cannot lie. Ons het Hebreërs 6 as belofte vanmôre ontvang en die bevestiging gekry dat dit standvastig is. Die beloftes en die eed. En God het oor die 7000 beloftes vir ons in sy woord gegee, wat ja en amen is in Christus Jesus. Numeri 23:19 sê, God is nie 'n mens dat hy sou lieg nie, 'n mens dat hy van gedagtes sou verander nie, sou hy iets sê en dit nie doen nie, iets beloof en dit nie uitvoer nie. Hy sien die muntstuk se twee kante. Wanneer jy nader aan God beweeg, jy 'n groter hoop het. Aan die ander kant, as jy wegdryf van die Here af, dan word jou hoop minder. En dan begin jy skade ly. In Lukas 18 vers 1 lees ons van die gelykenis van die weduwee en die regter. En hoor wat sê vers 1. En hy het ook aan hulle 'n gelykenis vertel met die oog daarop dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie. Gedurig bid en nie jou lewende hoop verloor nie. En ons kan dit vir onsself toeëien as kind van die Here. Ons kan hierdie lewende hoop vir onsself neem en op God se tyd, as ek en jy geduldig wag. Abraham het geduldig gewag, maar in die geloof bly staan. En daar die lewende hoop het oopgebreek. En hy die grootste nageslag soos God vir hom beloof het. So sal elke woord van God waar word. Is elke woord van God die waarheid. Omtrent 7000 beloftes in die woord. En Hebreërs 6 sê vir ons,
God het 'n belofte aan Abraham gemaak en hy het dit nagekom. Prys die naam van die Here. Ek gaan weens die tyd vanaand dan met julle gesels, maar daar is ook nog navorsing wat wys 10 redes waarom mense hoop verloor en opgee. Wil jy nie maar vanaand opkom na die huis van die Here en kom luister en kom leer om nie self in daardie slaggate te trap. Musikante, julle kan vir ons na vore kom. Amen. Amen. En mag onze Here Jesus Christus self en onze God en Vader, wat ons lief gehad het en 'n ewige troos en goeie hoop en genade gegee het, julle harte vertroos en julle versterk in alle goeie woorde en werke. Amen. Dankie, ons is vandag.